Dat hy op die lig. Goeiemôre, almal goeiemôre aan ons Facebook kykers wat daar by die huis kyk. Welkom ook aan julle by ons erediens vanoggend. Ek wil so 'n bietjie begin met net so 'n vinnige recap. 2 weke terug, die 19de, het ek gepreek mos oor die Here wat vir ons 'n tafel dek. 'n Tafel voor die oë van ons teenstanders en dan ons het die voorbeeld gebruik van Dawid en van Sadrag, Mesach en Abednego, van Daniël, van Petrus, waar die Here die tafel vir hulle gedek het. En toe het ek gesels so 'n bietjie oor die boom en ons het gesê van die bonsai boom, en ons is die bonsai Christen en die is nie 'n bonsai klap nie. Ons kom nie so na kerk toe dat jy so 'n bietjie gesnoei word en so 'n klein bietjie water kry, want die bonsai boompie kan nou nie te veel water kry op 'n slag nie, want die worteltjies kan vrot raak en wat ook al, en jy gaan huis toe en gaan lyk mooi nie. Sy het gesê, nee, dis nie die boom wat ons van praat nie. En ek het julle 'n storie vertel van die ou wat 'n boom geplant het daar in 'n kweekhuis, en hoe hy die boom probeer laat groei en hoe die tyd verbygaan, maar die boom groei nie. En eendag is hy moeg en hy pluk die boom uit en hy gaan plant hom deur op die erf in die hoek, en hy plant hom daar en hy sê, man, groei nou maar, of vrek, maak nie saak nie, sê nou maar wel. En daar gaan hy, en hy los die boom. En 'n tyd gaan verby en 'n geruime tyd, en eendag kyk hy terug en hy sien, maar jene, daar staan die boom en is nou die massiewe boom, en hy is vol vrugte, en die voëls van die hemel maak nes in sy takke, en die diere lê onder hom vir skaduwee, en die boom het nou die amazing boom geword. En dit is nie as gevolg van die vertroeteling nie, dis nie as gevolg van die watertjies gee nie, dis nie as gevolg van die snoei nie, dis as gevolg van die swaar kry wat die boom eintlik in staan. Hy het die seisoene beleef. Hy kon sy wortels sprei in die grond in. Hy kon sy wortels uitrit, sy wortelstelsel kon al hoe sterker raak daarso. En die boom het die massiewe groot boom geraak en hy's vol vrugte. En ons het vir mekaar gesê, dit is hoe die lewe vir ons ook maar eintlik is. Kyk, ons gaan die klappe van die lewe, ons gaan dit kry. Daar's nie 'n ander manier nie, niemand gaan dit vryspring nie. Maar elke moeilike situasie wat ons deurgaan, maak ons sterker. Laat ons wortels 'n bietjie meer uitsprei. Maak ons wortelstelsel sterker. En ons raak al hoe sterker en sterker en sterker. En ons het so 'n bietjie gesels oor daai plak poster wat daar so is, daai bord daar so, Ronel, as jy hom net daarbo kan opsit. Aan die begin het hy so gelyk in 2024. Dit was ons 65ste verjaarsdag en ons het daai canvas print laat maak en die Here het op ons hart gelê, ons wil iets hê wat ons kan na terugkyk en sê, dis ons, hier het ons gekommit. So baie van julle was nou daai tyd nie hier gewees nie. So die boom het so gelyk, hy was kaal gewees. En die Here het vir ons hierdie amazing woord gegee oor so tyd, oor hierdie boom. En daai canvas het hier voor op die tafel gelê. En Sondag na Sondag het van ons gemeente gekom en hulle vingerafdrukke daar op hy boom kom sit en vir hom blare bygesit. Tot hy die volgende een so gelyk het, soos daai, maar
so was hy ook toe op ons 2025 kalender gewees. Jy sien, so het ons deur 'n tydperk en die preke ook daaroor gegaan, ons is hierdie boom van Algoa Gemeenskapskerk, ons as lidmate commit tot hierdie boom om hierdie boom te help vrug dra. Maar elkeen van ons is ook daai boom wat daar buitekant geplant is. Nie in 'n hotel sê jy is nie 'n bonsai boom nie, jy is nie in 'n koeiehuis geplant nie, jy is nie beskermd nie, ons is in hierdie gebroke wêreld daar buite geplant. Maar ons almal se roeping is dieselfde. Ons is gemaak om vrug te dra. Ons is gemaak om vrug te dra in hierdie koninkryk. Dis ons almal se roeping. Of dit nou die gemeente is en of dit nou ek en jy as individu is, ons is almal geroep om dieselfde ding te doen, om vrug te dra in die koninkryk van Jesus Christus. Dit het begin met daai teks ook kyk voor maakie saak julle kyk maar terug aan 'n vorige een toe van Genesis 49 van Josef is die jong vrugteboom wat by 'n waterfontein geplant is en die Heilige Gees voed die wortels en sy takke hang oor die muur sodat die mense wat verbyloop kan kom vrug dra. Nou ek het nou al baie gepraat oor hoe dit prakties in ons getuienis uitspeel in hierdie gemeente. Ekskuus tog. En die een in die segel van die blare sal dien tot genees of die voedsel, die vrugte sal dien tot voedsel en die blare tot genesing. Gaan gou weer na die volgende een toe die kalender. En ons kalender vir 2025 was met hierdie woord gewees uit Kolossense. In hom is julle gewortel soos daaronder staan, gewortel in Jesus Christus. En in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig in dankbaarheid is. Jy sien, ons is gewortel in Jesus Christus, en daarom gee hy ons die krag om te kan vrug dra. Nou ja, vandag wil ek praat oor 'n baie lelike woord. So, moet nou nie laat jou ore toeslaan as jy die woord hoor nie. Luister net gou so 'n bietjie, want alles kom terug na die boom toe. En die woord is hermeneutiek. Nou julle wat groot geword in 'n NG Kerk, eintlik in alle kerke al gehoor het van die woord hermeneutiek. En die kinders gaan vir my sê, wat vloek jy nou of wat, want hulle het geen klou wat dit is nie. So hermeneutiek wil ek nou gou so 'n bietjie verduidelik. Ek lees so 'n rukkie terug 'n artikel oor die woord en hoe die skrywer daar die hermeneutiek uitlei, en dit is eintlik so cool. Hermeneutiek is krities belangrik. Teologiese opleiding word dit van die dag 1 af in die studente ingedryf. Jy sien, hermeneutiek is om in teologiese taal om die Bybel en die teks te ontleed en die teks te verstaan en te weet wanneer is die boek geskryf, vir wie is hy geskryf, wie was die eerste hoorders, wat is die konteks van die agtergrond van die teks en om verantwoordelik om te gaan met teks, met skrif. En dan sal julle hoor as mense stry in die kerke, die ene sê so en hy ene sê so, dan gebruik hulle die groot woord van hermeneutiek. Van die hermeneutiek van die teks is dit, en die hermeneutiek van die teks is dit. En nou wonder jy seker, nou waar die Joos gaan jy nou met al hierdie dinge heen? Ek lees so rukkie terug 'n artikel, en die persoon hulle aanhaling aan van evangelis Leslie Newbegin.
Lesslie Newbigin was 'n evangelis hier in die vroeë 1900s. Hy is dood hier in die 1990s. Maar vir baie jare was hy in Indië, het hy sendingwerk gedoen en hy het sendingstasies en gestig en opgebou en hy het verskriklik baie werk in Indië gedoen as 'n sendeling en die evangelie versprei. En na 30 jaar in Indië kom hy terug in Engeland en hy kry Engeland in hierdie sirkulêre wêreld waar die kerk sukkel. Al die bekende ou evangeliste wat sendingwerk gedoen het en sendelinge was uit Engeland uitgestuur en ewe skielik is Engeland op 'n plek wat hulle wil mense inkry om eintlik vir hulle te kom leer. En die kerk kom na hom toe en vra vir hom, maar jy was nou so lank in Indië, hoe het jy dit gedoen? Hoe evangeliseer ons Engeland, want ons weet nie meer nie. En hy maak die stelling, en is hierdie stelling wat ek vandag, toe ek die stelling lees, toe is dit asof hier net iets ruk in my. En sy stelling is die plaaslike gemeente is die hermeneutiek van die evangelie. Nou sit dat jy weer en jy sê, nou wat die Joos praat jy nou eintlik van? Kom ek verduidelik gou verder. Jy sien, hermeneutiek is nie net die uitleg van teks nie. Hermeneutiek is 'n opinievorm. Hermeneutiek is 'n uitbeelding. Hermeneutiek is baie dinge. Soos jy daar sit, vorm jy nou 'n hermeneutiek van wat ek sê. Jy hoor my woorde, jy neem dit in die konteks van dit wat ek sê is erediens, jy luister na al die begrippe en jy vorm nou vir jou self 'n opinie, of hy praat snert, ek gaan nie verder luister nie, of dit, wag, ek moet miskien nie aan vashou. Jy sien jy beoefen hermeneutiek. As ek en jy ry in Stanford weg en ons sien op die middelmannetjie lê die mense so in slaap in hy bus skuilings, daai busstop skuilings en party somme selfs net daar op 'n verkeerslig, en ek ry en ek sê dit is 'n homeless arme man wat daar lê. Dan vorm ek 'n hermeneutiek van hom. Ek vorm 'n verstaan van daai man se situasies. Maar jy sien, hermeneutiek is nie net dit, die hermeneutiek is gewoonlik, ek sit 'n stukkie van myself by, want jy dra 'n sekere konteks wat jy in leef. So jy kan na hy man kyk en sê, hy's 'n homeless, arm man, en hy's op drugs, en hy ken nie die Here nie. Die eerste twee is korrek, die ander twee het jy self bygesit. Want dit is 'n beeld wat jy vir jouself skep van daai persoon wat jy sien. So ek wil weer daai stelling lees. Die plaaslike gemeente, ek en jy, is die hermeneutiek van die evangelie. So wat bedoel ek daarby? Wat bedoel Lesslie Newbigin daarby toe hy dit gesê het? Hy sê, ek en jy wat is die woord? Vertolk. Ek en jy vertolk die evangelie aan die wêreld daar buite. As hulle na ons lewe kyk, dan lees hulle die evangelie. En ja, baie van hulle kyk deur 'n vuil bril. Hulle bril is miskien vol monderspatsels van hierdie gebroke wêreld wat hulle inleef, van hulle konteks, van hulle probleme. Is miskien vol van vingerafdrukke van mense wat in hulle lewe inspraak gehad het, en hulle kyk na jou en hulle sien, ag nee, ek stel nie belang nie. Maar ek en jy vertolk die evangelie. Ons is die beeld van die evangelie daar buite. Weereens, ons is nie die bonsai boom wat kerk toe kom om gesnoei te word en 'n bietjie water te kry nie. Nee, ons is 'n boom wat daar buite geplant is.
sodat die mense wat verbyloop die vrug kan sien aan daai boom en sê, miskien moet ek my bril afhaal om 'n bietjie skoon vryf en net weer kyk na die boom. Dis ek en jy. Dis ons job. Verstaan jy die verantwoordelikheid op ons? Verstaan jy die verantwoordelikheid wat ons het om hierdie evangelie, hierdie goeie nuus wat Jesus Christus vir ons gebring het, om dit te vertolk? Die gemeente vertolk die evangelie. Die plaaslike gemeente vertolk die toestand van die kerk. En die plaaslike gemeente beeld die woordverkondiging uit. Ons beeld dit wat ons hoor, dit wat ons leer, beeld ons uit in die wêreld daar buitekant. Nou natuurlik kan ons, jy sien hier is die ding. Elkeen van ons is kerk. Elkeen is daar geplant op sy eie plekkie. Jy's miskien 'n polisman, jy's miskien 'n onderwyseres, of 'n ingenieur, of 'n adminbeampte, of 'n huisvrou, of maak nie saak waar jy werk, of waar die lewe jou vat elke dag van jou lewe vir 7 dae die weekie. Daar waar jy geplant is, gaan jy meer evangelie wees as wat ek ooit gaan wees van hier vooraf. Want jy kom en ek kom met baie meer mense in kontak in ons normale loop van die lewe, waar ons die vrug moet dra. Wil vir julle lees, wat sê Jesus van hierdie boom? Ekskuus. Ek lees vir julle Matteus 7 vanaf vers 16. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstokke of vye van dussels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom slegte vrugte. En dan vers 18 wat so belangrik is. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Jy sien maar, die goeie vrug, ons het verlede keer gehoor in die woord van die 19de, die goeie vrug wat ons dra, is nie om nooit deur moeilike tye te gaan nie, dis wat ons doen in die moeilike tyd. Dis nie om nooit te struikel nie, nee, Petrus het gesink, hy het 3 keer vir Jesus verloon. Maar Jesus help hom op, hy sit hom weer op sy voete neer, en hy bou die kerk op Petrus. Jy sien, dit is nie om nooit te struikel nie, dit is nie om nooit iets verkeerd te doen nie. Dis hoe ons opstaan, en die beeld wat ons wys vir die wêreld daar buitekant. Jy sien, die ding van hermeneutiek is ook, die wêreld vorm hulle eie opinies. Hulle het ook hermeneutiek van ons, van Christene en van die kerk. Jy sien maar hoe mooier die vrugte hang, en hoe meer die vrugte hang aan ons boom, en hoe meer ek by die werk sê, nee, ek is nie deel daarvan nie. Want dit is nie die vrug wat by die bekering pas nie. Hoe meer dra ek vrug, en hoe meer wil daai een van die wêreld sy brille afhaal, en hulle net skoon vryf en sê, miskien moet ek hierdie boom net 'n nuwe kans gee, en net met 'n ander oog na die boom kyk. Die plaaslike gemeente is die hermeneutiek van die evangelie. Die vraag vir Anne-Leslie Nieuwbegin was oor, hoe evangeliseer ons die mense daar buitekant? Hoe evangeliseer ons die kerklose mense? Deur die kerk. Deur die kerk. Daar's 'n predikant in ons ring. As 'n predikant in die ring wat altyd sê, as die mense vir hom vra, nou maar,
Die julle kerk is net Sondag oop, wat maak julle die res van die week? Kan sê, maar ons is daar by die polisstasie, ons is daar by die skool, ons is daar by daai werk, ons is daar by daai werk, ons is daar by daai werk. Die kerk is oral aan buitekant. Want die kerk is ek en jy. En hoe meer ons hierdie evangelie, of laat ek so sê, hoe beter ons die evangelie vertolk, hoe makliker raak dit om vir daai persoon om te sê, miskien moet ek die ruit wat ek deurkyk net so 'n bietjie skoon vryf. Miskien moet ek my brille net 'n bietjie skoon maak. Jy sien, dis waaroor verlede week gegaan het. Van die bonsai boompie. Dit het nie gegaan oor die bonsai boomie, dit het gegaan oor die boom wat vrug dra. Maar om 'n bonsai Christen te wees, gaan die wêreld jou nie 'n tweede kyk gee nie. Nie 'n tweede kykie. Maar hoe meer vrug ons dra, hoe meer ons Galasiërs 5 vers 22 die vrug in ons lewe sien en nie omdat daar nie moeilike dinge met ons gebeur nie, maar juis in die moeilike tye. Dit is wanneer hulle oog op ons is. Dis wanneer hulle oog op julle is. Dis wanneer julle, ek en jy, die hermeneutiek, die uitbeelding van die evangelie raak. En dit kan ons net doen, beter doen en goed doen, wanneer ons gewortel is in Jesus Christus, soos daai boom vir ons gesê het. Kolossense 2 vers 7, in hom is julle gewortel. In hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is. Dis 'n persoon in die gemeente wat so rukkie terug retrenchmentbrief kry. En die hele seksie gaan geretrench word. En die persoon sê, ek gaan bid. En ek het 'n groep by die kerk wat saam met my gaan bid. Ek het gelowiges wat gaan bid. En ons gaan bid hieroor. En daar's 'n groep by sy werk wat na die CCM uit toe gaan en prokureurs kry en alles. En hy sê nee, ek gaan nie deel word daarvan nie. Ek gaan bid want die Here gaan vir my as ek geretrench moet word, is dit die Here se wil. En so gaan die proses aan oor maande wat dit so deurgaan en hulle moet CV's insit en alles en later toe sa 9 poste en 10 mense oor. En hulle moet nou elkeen gaan vir 'n onderhoud om te kyk wie behou nou hulle werk en wie word geretrench. En 'n dag voor hy persoon moet gaan, toe laat weet hulle hom en sê, jy hoef nie meer te kom nie, die laaste een het ook nou die pakket gevat. Jy sien, dit is die hermeneutiek van hy persoon. Dit is die getuienis wat hy kan vertel. Daai bord is ons hermeneutiek. Daai bord is ons getuienis. Gaan vertel jy dit daar buite. Gaan leef ons dit uit. Ek dink aan 'n tyd toe ons 'n R70,000 se munisipale rekening gehad het en ons 10 maande gebid het oor 'n rekening en hoe die Here daai rekening vir ons weggevat het. Nie weggevat het nie, afgebring het tot daar waar hy moet wees. Dit wat ons moes betaal het ons betaal. Ek dink aan dinge soos daai trokkie se exhaust is vir my net een van die mees amazingste getuienis. 'n Nuwe exhaust vir daai Hyundai bakkie van ons is R5,000. Vir baie mense is dit niks geld en hulle sal sê, hierso, vat dit. Maar nie, ons het gebid en my gebed was heeltyd, Here, ek wil nie die geld hê nie. Stuur vir my 'n gemeentelid wat sê ek gaan hy trokkie gaan doen. En so het ons gebid week in en week uit en week in en week uit en een nag toe bel 'n ou my sê ek sien die trokkie is op die bord. Wat fout? Ek sê exhaust. Hy sê moenie worry nie, kom haal hom. Ek gaan vir jou 'n ander exhaust opsit.
Die rekenaars was daai tyd, hier kom 'n bedieningsgroep, hulle bedien hier so ons sop kom bys Woensdae en Donderdag vir 2 weke. Die een nou kyk so, hy sê, rekenaars, hoekom is die rekenaars daar op? Ek sê vir hom nie, ons rekenaars, een was saam Noag en die ander een saam Moses, hulle is redelik oud. Hy sê, moenie worry nie, ek sort hulle vir jou uit. En daar is die rekenaars uitgesort. Jy sien, dis ons getuienis, dis ons hermeneutiek. Maar as ons dit nie gaan uitleef al buite nie, as ons dit nie gaan vertel nie, as ek soos daai persoon in die retrenchment gaan sê, maar ek het die getuienis op die bord nie. Ek kan my probleem ook na die werk, en by vir mense by werk sê, nee, ek wil nie deel word van die CCMA groep nie. My Here fight vir my. Ek het 'n groep wat bid, en ek gaan daarop staat maak. En hoe die Here daai deur oopmaak, en hy sy werk behou. Jy sien, dis vrug dra, dis alles deel van vrug dra. Almal dink die vrug dra is jy moet die groot goed gaan doen. Nee, ons moet die klein goedjies reg doen. Ons moet die klein goedjies reg doen en beter doen. Ek sluit weer af met 'n stelling. Die plaaslike gemeente is die hermeneutiek van die evangelie. Elkeen van julle is die boom wat deur daar in hy hoekie geplant is. Daar moet jy groei. Daar waar die bloedige son jou tref, daar waar die koue winter jou tref en die sneeu, daar waar die veldbrand deurkom en die skaar sit aan die stam. Ja, ons het almal moeilike tye en skaars ook afvan. Maar daai getuienis, is wat die wêreld laat stil staan en sê, wag, dat ek my brille net so bietjie skoon maak, en 'n beter idee kry van wat in hierdie mense se lewe aangaan. Kom ons bly gewortel in Christus, en gaan dra vrug, in elkeen op sy eie, en saam in hierdie boom van Algoa Gemeenskapskerk, saam in hierdie boom van ons geestelike familie, waar ons vir mekaar bid, waar ons vir mekaar in die Here opdra, en waar ons saam bly is, wanneer daar 'n amazing getuienis is wat die Here vir jou deurgekom het. Amen. Here, dankie vir u woord. Here, ja, dit is eintlik 'n groot verantwoordelikheid vir ons om die evangelie, hierdie amazing Jesus liefde, die amazing daad wat u vir ons gedoen het, ons verlossing, Here, wat ons in u het, maar nie net dit, Here, dit is so baie meer as dit. Here, want ons het nie net hoop op die toekoms nie. Ons weet, Here, ons hoop is daar saam met u in die hemel, maar Here, dit is soveel meer as dit. Maar ons hoop is, Here, om so vrug te dra, dat die mense kom om te kom pluk. Dis ons hoop, Here. En Here, dit kan ons doen, want ons is gewortel in u. En Here, dit maak nie saak wat gebeur nie. Dit maak nie saak waar u vir ons 'n tafel dek nie. Maak nie saak wie die vyand is nie. Here, ons kan sê Romeine 8 vers 28. Want alles sal vir ons ten goeie meewerk vir die wat u liefhet. Here, en dan wil ek tog net afsluit so in my gebed, Here, met hierdie teks, Matteus 7 vers 18, wat hy sê, Here, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. Here, en ons is so, Satan is so geneig, Here, om ons te laat skuldig voel, omdat ons vrug miskien nie so baie is soos die ander ene nie.
Omdat ons boom miskien nie so floreer soos die ou langs my nie. Maar Here, al het ek 'n bietjie minder vrug, is dit nog steeds goeie vrug. Here, want 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. En as ons net dit snap, Here, dan raak dit soveel makliker om hierdie hermeneutiek uit te leef, om hierdie uitbeelding uit te leef van die amazing wonderwerk van die evangelie, van die goeie nuus, dit wat U vir ons gedoen het met ons verlossing, Here. Here, maar nie verlossing, soos ek sê, net op een dag nie, maar verlossing vir elke dag. Here, want elke oggend kan ons opstaan en sê, U genade is vanoggend weer nuut. En dankie Here vir nog 'n dag. Dankie Here vir nog 'n geleentheid om vrug te dra. Dankie Here vir nog 'n dag nog 'n dag, Here, wat ek het om U evangelie uit te leef. Here, my gebed is, kom help ons daarmee. Kom ondersteun ons daarin, Here. Kom versterk ons wortel so, Here. Here, dat ons saam hier uitstap en saam gaan vrug dra en 'n wêreld kan voed wat so gebroke is dat hulle partykeer nie eers die vrug raak sien. Maar Here, as ons hulle net daai oomblik kan laat stil staan, dat hulle net daai lens wat hulle deurkyk, net kan skoon vryf. En sê, maar ek wil ook dit hê. Here, dan is dit die amazingste voorreg om deur ons lewe die wêreld daar buite na U toe te kan lei. En Here, partykeer sonder om 'n woord te sê. Sonder om 'n woord te sê. Want U Heilige Gees werk deur ons. En U werk ook in daai mense daar buitekant se harte om te kyk na die boom, te kyk na die vrug en anders daaroor te dink. Mag dit vir ons elkeen waar wees in hierdie dag, in hierdie week, Here, en in ons tyd verder vorentoe. In Jesus naam. Amen.